kan nie druk. Môre maats, lekker koud in Pretoria, en die hele land is koud, neem jy aan, nee? Dan moet ons maar 'n bietjie later slaap, maar ek bly julle is betyds, Frankie, vir die diens. Julle het ver gery vir die diens, dat ons betyds is, dat ons saam kan Bybelverhaal lees. Maats, ons het getrek het 70, kom tel bietjie 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dis nou al Jakob se kinders en kleinkinders, nee, en al die vrouens en almal saam. Hulle het daar in Egipte gebly en hulle het 'n wonderlike tyd daar gehad, maar soos wat die tyd aangestap het daar nuwe konings gekom, nuwe farao's. En op 'n stadium, toe is daar 'n farao wat niks van Josef of Jakob of niemand weet nie. Hy het 'n baie bose hart gehad en hy besef toe maar die Israeliete word net meer en meer en meer. En hy raak 'n bietjie bang. Hy begin plannetjies maak en hy sê vir sy manne, ons moet hierdie Israeliete wat so baie word 'n bietjie onder ons duim kry. Dit beteken ons moet hulle bietjie verdruk en bang maak en minder maak. En hulle stel hulle toe aan en laat die Israeliete begin vir hulle te werk, hard te werk, min geld, baie werk en hulle raak al hoe kwaaier, hulle moet stede bou, bakstene maak. Maar die Israeliete het net meer geword en meer geword want Jahwe het hulle geseën. Toe begin hierdie farao baie lelike planne maak, baie lelike planne. As die Israeliete se mammas babietjies kry, die mense wat hulle help, net soos die hospitaalsusters, die voetvroue, dan sê farao vir hulle, julle moet kyk, as dit seentjies is, dan moet julle hulle doodmaak. Kan nie glo dat farao sulke lelike planne maak? Want hy was bang vir die Israeliete, want hy sê vir sy manne, as hierdie Israeliete te veel manne het, en die dag as hulle oorlog maak, gaan hulle ons wenig in ons land vat. Maar die voetvroue, dis nou die vrouens wat gehelp het as die babatjies gebore word, hulle het vir Jahwe lief gehad. Hulle het in hulle hartjies gesê, ons gaan nie sulke lelike dinge doen nie. Ons gaan maar net vir farao sê, ons is elke keer te laat, die seentjies word gebore en ons is te laat. En so het farao begin kwaad word, tot hy 'n baie lelike ding gesê het. Hy het vir sy soldate gesê, al die seentjies wat gebore word, moet hulle in die Nylrivier gaan gooi. Hulle moet verdrink. Maats, dit was verskriklik. Die Israeliete het vir Vader Jahwe gebid vir genade. Hulle het baie gehuil, want hierdie Egiptenare het vir hulle baie lelik behandel. En nou moet ons kyk in hierdie boek Exodus, wat gaan Vader Jahwe doen? Nou gaan ek net vir julle 'n bietjie 'n wenk gee. Ons begin volgende week met daai seentjie wat gebore is en in 'n bisiemandjie weggesteek is. Weet julle wie dit is? Moses. Ons gaan bietjie van Moses leer in die volgende kinderdienste. Maar ons moet nou net eers begin by Exodus 1, want om te weet, hoekom was die Israeliete in so 'n baie moeilike situasie? Hulle het gehuil, hulle het verskriklik gehuil, hulle het vir Vader Jahwe gevra, help ons. Die Egiptenare is baie lelik met ons. En weet julle wat? Vader Jahwe luister na Israel. Hy is lief vir sy volk en hy gaan vir hulle red. Maar dis nou 'n bietjie die volgende stories. Kom ons sit net so en bid ons saam. Vader Jahwe, dankie dat ons altyd na U toe kan kom met al ons hartseer en as ons in moeilikheid is, dat ons U kan aanroep, dat U ons God is en dat U ons verlosser is. Baie dankie vir die Bybel. Dankie vir al die wonderlike verhale wat ons kan lees. Wil U dit in elke kinderhartjie seën, dat ons U sal lief hê. In Yeshua, amen. Tot ziens maats, tot volgende week. Tata.